Goeiedag julle in en ommers. Ons kuier heerlik hier in Sint Helena Baai en ons sit vandag hier by die Seester kombuis en na 'n lekker koppie tee en ek het die voorreg gehad om sjokoladekoek te eet. Voel ek sommer vandag lus vir die lewe. Maar ek gesels vandag met twee mense wat baie hard in die gemeenskap werk en dit wat hulle doen is nie altyd net maanskyn en rose nie. Nee, daar's partykeer maar 'n traan in die oog en 'n seer in die hart, maar hulle doen hulle werk met soveel liefde en hulle is vandag hier om vir julle te vertel wat presies hulle doen en wat het hulle nodig. Ons praat met Jill en met Llewellyn van Hospice. Baie welkom hier julle twee. Dankie vir die tyd wat julle afgestaan het om ons kykers te kom vertel. Wat doen julle? Hoekom doen julle dit? En hoe kan hulle betrokke raak by julle? Sou hulle wou. Maar na julle gepraat het, glo ek baie meer mense se hande en harte sal oop wees. Jill, vertel gou vir ons van Hospice. Okay, so Sint Helena Sandveld Hospice het so 21 jaar terug begin as 'n projek van die Rotariërs. So ons is baie gelukkig om te kan sê ons bestaan nou 21 jaar as 'n NPO. En ons doen terminale tuisversorging of palliatiewe sorg vir mense in ons gemeenskap. Ons pasiënte moet verwys word deur 'n dokter en ons personeel bestaan uit 4 opgeleide palliatiewe verpleegkundiges en 'n maatskaplike werker wat na die maatskaplike of die psigososiale kant van 'n terminale siekte deel. Ja, en ons areas wat ons bedien is van Langebaan af reg deur Saldanha, Vredenburg, Paternoster, Sint Helena Baai, Hopefield en Velddrif areas. So dis die areas wat ons bedien. Ons dienste is gratis. Ons het onlangs geregistreer by die Mediese Raad, so ons kan eis vir ons versorging vir pasiënte wat mediese fondse het. Fantasties. Ons hoofdoel is om ons pasiënte, ons kan hulle nie gesond maak nie, maar ons wil hulle lewenskwaliteit verbeter. So deur goeie simptoombeheer, ons leen en ons verhuur mediese toerusting. Ons kry nie geld by die staat nie, so ons moet ons eie finansies genereer. So ons het ook 2 charity winkels, een in Vredenburg en een in Langebaan. En ons is dankbaar vir die gemeenskap wat klomp donasies vir ons gee, en dan al die vrywilligers wat ook in ons winkels werk. So dis een van ons groot bronne van inkomste. Ja, en dit is net 'n groot voorreg om mense te kan help op 'n tyd waar hulle verskriklik vulnerable is. Ja, en julle gaan na die pasiënt se huis toe, né? Ja, Daai word versorg by tuisversorging. So hulle word tuis versorg, so ons sien hulle in hulle eie omstandighede. Daar is pasiënte wat wel hospitaal toe gaan en ons sien hulle in die hospitale ook. Daar's tye wanneer hulle weer as dit nie moontlik is dat die familie nie die vermoë het om na hulle tuis te kyk nie, dan gaan hulle na step-down facilities of maar ons nog steeds dan vir hulle daar besoek en hulle simptome beheer daar by die huis. Jill, sê gou vir my, die familie, help julle ook die familie om deur hierdie hele proses te gaan? So ons bemagtig die familie, ons neem nie oor nie, ons probeer die familie bystaan en lei deur wat volgende verwag gaan word. Wat is normaal? Want dit is 'n groot ding dat mense wil hê pasiënte moet eet. Weet as jy verkoue of griep het, dan word daar vir jou sop aangedra, wat jy nou sterker raak. Ongelukkig gaan ons pasiënte nie hulle krag van kos kry. So ons lei die familie en ons gee hulle raad deur wat is eintlik normaal vir hierdie pasiënte op daai stadium. So ja, ons staan hulle by, ons help hulle om die pad wat voor lê, ons berei hulle voor daarvoor. Julle verskaf nie, of julle kan nie versorgers voorsien nie, maar julle kan hulle na iemand verwys. Definitief, ja. Daar's altyd iets wat 'n mens kan doen vir iemand. So ja, 'n mens kan hulle verwys en sodat hulle die beste lewe kan lei. Llewellyn,
Wat is jou deel hier by Hospice? Wat doen jy? Ja, absoluut. So ek is die moeilikheidmaker. So ek is betrokke by die Raad en Hospice. So nie soos Jill betrokke direk met die pasiënte nie, maar ons kyk na die volhoubaarheid van die organisasie. En ek dink wat my definitief nader getrek het is en hoe meer ek betrokke is by Hospice, hoe meer besef ek dat mense wat in Hospice werk en met pasiënte werk aan die einde van hulle lewe, is die naaste ding wat 'n mens gaan ontmoet aan 'n engel. Ja. Op hierdie wêreld. Jy weet, en ons is so ons kry die geleentheid om betrokke te word in die stories, in die finale hoofstuk van mense se lewens. En dit is vir my so 'n pragtige diens. Ek dink dit is die pragtigste diens wat bestaan. Want as jy iemand kan help, wat van daai laaste paar weke, maande, ure. Ek dink dit is baie spesiaal. Sou jy graag 'n boek wou skryf om hierdie stories aan die wêreld te wou deel? Absoluut. Ons het vanoggend, ons is soos Jill gesê het, ons bestaan vir 21 jaar. Ja. En toe het ons net van ons pasiënte gevra om vir ons testimonials te stuur van hulle ervaring. En 'n mens kan nie anders as om 'n traan te pik. Ja, natuurlik. Ja. Is jy betrokke by die finansies en die in van donasies en sulke dinge? Ja, so ons het 'n raad van ek dink 7 lede. Ons is baie bevoorreg. Ons het georganiseerde rekenmeester daar, ons het 'n prokureur daar, ons het iemand wat 'n internasionale besigheid het. So ons het vir Leonor wat een van sy het ook, sy was eers 'n personeellid, sy dien op die raad, sy's een van Suid-Afrika se opleiers van palliatiewe sorgmense. So regtig, ons het 'n groep mense wat bymekaar is om hierdie werk beskikbaar te maak aan ons gemeenskappe. En whatever dit, wat ook al dit mag vereis. As van ons kykers nou sou belangstel om betrokke te wees by julle, maar hulle kan nou nie finansiëel betrokke wees nie. Is daar plek vir hulle? Ons maatskaplike werkster se rol is ook as 'n volunteer coördinator. En sy voer onderhoude met mense wat graag betrokke wil raak by Hospice en kyk na wat is hulle belangstellings, wat wil hulle graag doen, hoe wil hulle betrokke raak. En dan wend ons hulle aan vir wat ook al hulle beskikbaarheid is. Maar soos ons gesê het, daar is dames wat en mans wat in ons winkels werk. Ons shop managers is 'n betaalde posisie, maar die res van die personeel wat die winkel maandag tot Saterdag oophou is almal vrywilligers. So ons het die 2 winkels in Langebaan en in Vredenburg en ons sou graag wou uitbrei en kyk na ander persone daar waar daar groter behoeftes is. Sê vir my, omdat hierdie onderhoud nie net op sosiale media gaan wees nie, maar ook gaan groot radio. Wil julle nie vir ons net die adresse gee, want die ouens wat nou nie gaan sien, hier is julle goed uitgetik op die skerm nie, wil graag hoor waar kan hulle met julle kontak maak? Ja, so ons kantoor is in Vredenburg, huis nommer 2 Loubserstraat. En die kantoorure is van 8 tot 1, maandag tot Vrydag. Die telefoonnommer van die kantoor 022 71 33 738 en die noodnommer waarop daar altyd 'n suster beskikbaar is 082 885 9889. So dis ons noodnommer waarby daar altyd 'n suster beskikbaar sal wees. Is daar nog iets, Llewellyn, wat jy vir ons kykers sou wou sê? Ja, absoluut. So as julle nog nie in ons winkeltjies was nie, kom asseblief en kom kyk wat daar is. En ons is so bevoorreg deur oor die afgelope 21 jaar om geondersteun te word deur die gemeenskap, deur donasies aan ons winkels. En soos ons sê, enige dienste is welkom en as jy
As jy 'n gym vir jou hart nodig het, Ja. is hospice die plek. Ja, ek het nou nog nie van daai ene gehoor nie, want ek is maar baie sleg met die hartjimmery. Ek hou verskriklik, maar in elk geval, daar het julle dit nou. As jy regtig voel jy wil betrokke raak en jy het 'n liefde vir mense en jy het 'n omgee hart vir mense, dink ek hospice is die regte plek om te wees. As jy nie die pasiënte kan help of wil help nie, kan jy by die familie betrokke wees of by die bestuur of met die donasies insamel of selfs by die winkel help. Absoluut. Ja, daar's altyd 'n plekkie as jy wil, daar is vir jou 'n plekkie. Nou ja, julle twee baie dankie. Dankie dat julle St Helena Baai toe gery het om met ons te kom praat. Ja, groot. Dit was vir ons nou regtig. En dankie dat jy ons gekontak het, Louwelen. En as daar van julle is wat ons wil kontak, wat weet dat daar iets is wat ons kykers moet weet, asseblief raadpleeg ons op ons blad is 'n nommer, kontak ons. Dankie julle en 'n mooi dag verder. Dankie baie. Dankie. Mooi loop.